Goeiemôre, baie welkom vir julle almal. Dis nat in Bloemfontein. Hoe lekker is dit nie? So vir julle aanlyn baie welkom vir julle ook, maar dis nat in Bloemfontein. Ek hoop dit is nat daar by julle ook. Maar van reg oor die wêreld, dankie dat julle ook inskakel en deel is van wat hier gebeur. So kom ek bid vir ons. Ons gaan aan met ons reeks Bybelse gebede. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir u liefde. Dankie vir die voorreg dat ons in die naam van Jesus kan bymekaar kom. Dat ons kan sing, dat ons u kan loof en dat ons u woord kan bestudeer. En ek wil vra Heilige Gees dat U die woord vir ons sal oopbreek. Dat U beginsels vir ons sal oopbreek. Dat U vir ons sal kom wys die dinge wat op U hart is vir ons lewe. Dat ons sal doen dit wat U vra. Dat ons goeie renmeesters sal wees van dit wat U in ons hande plaas. En Here, help ons. Dankie vir dit wat U gedoen het, Here Jesus, sodat ons in vryheid kan leef ook. Seën ons in Jesus naam. Amen. Nou, John Maxwell, as jy leierskap bestudeer, John Maxwell is 'n leierskapguru, hy is onder andere een van die sprekers by GLS hierdie jaar, en een ding wat hy altyd sê is dat leierskap is nie 'n posisie nie. Baie mense dink aan leierskap dat jy 'n posisie of jy 'n titel en dit maak van jou 'n leier. Maar wat hy altyd sê is dat leierskap is invloed. As jy invloed kan uitoefen, dat jy mense van hier af kan beweeg soontoe, as jy kan mense kry om te verander, as jy kan kry dat mense jou volg en in 'n rigting gaan, dan is jy 'n leier. En dit lyk verskillend op verskillende plekke. Partykeer is jy as leier as 'n ouer om dit te doen. Partykeer is dit in besigheid, partykeer is dit tussen jou vriende. Ergens is daar oomblikke wat mense na jou toe kyk. As daar antwoord gegee moet word, as daar besluit geneem moet word, is jy die persoon na wie hulle kyk. Jy is die persoon, wat ook al jy sê, gaan 'n invloed hê in watter rigting hierdie gaan. En as jy daai invloed het, is jy 'n leier. Die ander ding wat hy altyd sê, is dat hy sê so everything rises and falls on leadership. En wat hy bedoel is dat alles hang af van leierskap. As daar goeie leiers is, gebeur daar goeie dinge. En as daar slegte leiers is, gebeur daar slegte dinge. En wat ook al leiers doen, omdat hulle invloed het, in daai rigting gaan mense. En jy kry goeie leiers en jy kry slegte leiers. Jy kry leiers met goeie beginsels en jy kry leiers met slegte beginsels, maar hulle het invloed. En die ding van leierskap is dat jou keuses en jou invloed affekteer nie net vir jouself nie. Dit affekteer mense om jou. Dit affekteer dat jou keuses maak dat sekere mense beïnvloed word daardeur. Partykeer is dit 'n hele familie, partykeer is dit 'n hele gesin, partykeer is dit 'n hele organisasie, partykeer is dit 'n hele kerk. Jou keuses as 'n leier, as iemand met invloed, gaan baie keer baie wyer as jy. En ons almal het dit al beleef. Ons almal het al die invloed of die gevolg van die keuses van leiers bo ons beleef. Goeie keuses met goeie gevolge en slegte keuses met slegte gevolge. En baie keer, as ek dit noem, dan dink ons aan spesifieke mense en ons kan so half sê, ja, daar het ons dit beleef of daar ervaar ons dit tans. Maar die realiteit is dat daar sekere mense wat met die gevolge van jou keuse leef, as gevolg van die invloed wat jy het. En jou invloed en jou keuse in daai oomblik het sekere gevolge gehad. En die hele konsep van leierskap is nie vreemd in die Bybel nie. In die Ou Testament het God sekere leiers gekies om sekere take af te laat gebeur. En party van hulle, die Bybel praat in die Ou Testament van, party is leiers van 10, party is van 50, 100,000. So die invloed verskil. In die Nuwe Testament het God ook sekere leiers wat sekere dinge doen. Inteendeel, een van die gawes wat die Heilige Gees gee is leierskap binne in die kerk vir die kerk om vorentoe te gaan. En omdat God weet dat die invloed van leiers en die besluite van leiers soveel meer mense raak as net die leiers self, het God hoër standaarde gestel vir leiers. En baie keer wanneer leiers droog maak, sal God drastiese maniere gebruik om hulle weer op die pad te kry en sodat hulle in die regte rigting kan beweeg. Nou ons is in ons reeks Bybelse gebede en ons kyk na spesifieke gebede wat binne in die Bybel is en wat is dit wat ons kan leer vir ons eie lewe vanuit hierdie gebede, vir ons eie gebedslewe en vir ons eie pad saam met die Here. Nou, vandag gaan ons kyk na eintlik 'n bekende gebed van Dawid, waar Dawid eintlik op 'n slegte plek was. Maar voordat ek by die gebed kom, is dit nodig dat ek vir jou die backstory gee. Want baie keer, die rede hoekom ons by hierdie tipe gebed kom, is juis omdat ons sekere foute maak. Is juis omdat ons invloed misbruik. Is juis omdat ons soos Dawid op 'n pad gaan en in 'n rigting gaan wat ons nie wil hê nie. Luister baie mooi. Die rigting waarin jou lewe beweeg, bepaal waar jy gaan uitkom, nie jou intensie nie.
Ek kan die beste intensie hê om in Kaapstad uit te kom, maar as ek in die rigting van die N1 Noord beweeg, gaan ek in Johannesburg uitkom en nie in Kaapstad nie. En jy kan die beste intensies hê vir jou huwelik en vir jou besigheid en vir jou verhoudings met mense, maar as die rigting waarin jy beweeg en die rigting waarin jy keuses maak, nie in dieselfde rigting van jou intensies is nie, gaan jy nie daar uitkom nie. En dis presies wat hier gebeur. Omtrent 1000 jaar voor Christus stel God die eerste koning van Israel aan, koning Saul. En hy het al die potensiaal en God kies hom om 'n baie spesifieke taak af te dra, maar as gevolg van die invloed wat hy en as gevolg van sy keuses wat hy maak, kies hy teen God en kies hy teen die wil van God en God verwerp hom as koning en hy stuur die profeet Samuel om 'n nuwe koning te salf en hy salf vir Dawid. En Dawid volg vir koning Saul op en na Dawid sou dit koning Salomo wees en daarna sou die koninkryk van Israel in twee split, in die koninkryk van Juda en van Israel. En soos jy die geskiedenis lees, Israel van Juda was omtrent 400 jaar en Israel se regering was omtrent vir 270 jaar. En in al twee hierdie gebeurtenisse lees jy van konings wat gedoen het wat die wil van die Here is en konings wat nie gedoen het wat die wil van die Here nie. En na daai 400 jaar is dit die ballingskap van 70 jaar wat ons lees van Daniël hulle en dis hoe die storie eintlik loop. Maar die koning waarna ek wil kyk is dalk die bekendste koning en die koning met die grootste invloed, 'n man wat genoem word 'n man na God se hart en dis koning Dawid. En Dawid het baie invloed gehad en Dawid het baie guns van God gehad, guns in oorlog. Dawid was 'n geliefde koning gewees. Hy het mense met respek en met agting hanteer. Hy het klompe psalms geskryf en liedere oor die vreugde wat hy beleef. Daar was mense wat hulle lewe neergelê het en sou neerlê vir Dawid oor wie hy was. Maar in sy 50s, middel 50s, einde 50s, begin Dawid sekere keuses maak in 'n rigting wat nie sy intensie was nie. En hy begin in 'n rigting, 'n afdraande rigting, begin hy keuses maak wat op die ou ende na een van sy grootste foute lei. Dalk die bekendste fout wat hy gemaak het. Hy het twee groot foute in sy lewe gemaak, maar hierdie is dalk die bekendste een. Nie omdat sy intensie was om droog te maak nie, maar omdat hy 'n pad begin stap het wat gelei het na iets. En dis die agtergrond van hierdie storie en ek gaan vir jou iets van hierdie agtergrond verduidelik vanuit 2 Samuel 11. Daar staan in die lente, die tyd waarin die konings gewoonlik opgetrek om oorlog te maak. Dis wat konings gewoonlik doen in die lente. Dis wat Dawid gewoonlik doen in die lente. Dit is die natuurlike pad wat hy al hoeveel keer geloop het met spesifieke gevolge, maar in hierdie spesifieke lente het die bloeisels anders te gelyk en Dawid besluit om in 'n ander rigting te begin keuses maak. En net Dawid op 'n keer het hy vir Joab en sy soldate en die hele Israel uitgestuur, maar Dawid het in Jerusalem agtergebly. En hoekom kon Dawid agterbly in Jerusalem? Want hy was die koning en wat hy besluit kon hy doen. En hy is die een wat die invloed gehad het en wat hy besluit moes ander doen. En hier is die eerste stap baie keer van wanneer ons droog maak. Die eerste stap in 'n pad van droog maak is dat ons is nie waar ons moet wees nie. Ons sit onsself in omgewings wat ons weet ons nie moet wees nie. As jy nie wil gly nie, moet jy nie op 'n plek sit wat glibberig is nie. En Dawid sit hom op 'n plek waar hy nie moet wees nie, met die wete eintlik. En hier is die ding, as hy nie is waar hy moet wees nie, dan het hy baie energie in die verkeerde rigting. En dis presies wat gebeur. Eendag het hy na sy middagslaap opgestaan en op die dak van die paleis gaan rondstap. Hier's Dawid. Hy het so baie tyd op hande. En hy is so verveeld, maar hy begin al die energie in die verkeerde rigting stuur. En hy begin soek vir geleenthede en dis gewoonlik stap 2. Waar stap 1 is ons is in die verkeerde omgewing, is stap 2 ons begin soek vir geleenthede om iets te doen. En Dawid soek na iets om te doen en Dawid is verveeld en doen nie waar hy moet wees nie. En van die dak af het hy 'n vrou sien bad. Hy is op die uitkyk vir 'n geleentheid vir iets. En sy was baie mooi. En hier is Dawid, dis nie eers keer dat op sy paleis se dak is. Maar hy kyk met 'n ander intensie. En hy stuur een van sy mense en sê, gaan vind vir my uit, wie is die vrou? Gaan vind vir my uit. En hoekom moet hulle doen? Want Dawid is koning. En Dawid het al die sê. En dan kom hierdie
persoon terug en gee vir Dawid die inligting en ek dink God se stem is so in hierdie boodskap wat hierdie persoon sê en dit is asof die hemel fluister vir Dawid om te luister, jy's op 'n pad besig en hierdie pad gaan na 'n spesifieke eindbestemming lei, jy moet omdraai. As jy nou omdraai, kan jy teruggaan na integriteit toe. As jy nou omdraai, kan dinge verander. As jy nou omdraai, gaan niks verkeerd gaan nie. En hierdie slaaf of hierdie persoon kom terug en sê dit is Batseba, dogter van Eliam, die vrou aan Uria die Hetiet. En hier's wat hierdie persoon sê, en ek dink dis die Heilige Gees wat fluister, luister, jy kyk na hierdie vrou en jy's besig om haar objek te maak vir jou eie gedagtes, maar sy het 'n naam, sy's iemand, haar naam is Batseba. Nie net het sy 'n naam nie, sy is die dogter van iemand, en sy is die vrou van iemand. Luister Dawid, let op, sy het 'n groot ring op haar vinger, sy behoort aan iemand, let op, draai terug, moenie nou hierdie doen nie. Maar Dawid kies om nie te doen wat Paulus later sou skryf nie. Paulus skryf en hierdie spesifiek, die konteks van hierdie is spesifiek seksuele sondes. Maar ek dink baie van die ondertoon van hierdie is omdat daar invloed misbruik word van 'n leier. Paulus sou later skryf in 1 Korintiërs, hy sê vlug weg van onsedelikheid. Hardloop vir jou lewe van onsedelikheid. En onsedelikheid is enige seksuele sonde wat buite die huwelik tussen een man en een vrou gebeur. Hy sê hardloop vir jou lewe, vlug weg van dit. En Dawid kies om nie te vlug nie, maar eerder te flirt. Dis Hebreëus vir ondersoek instel. Te vlug, hy flirt met hierdie ding wat voor hom is. Hy flirt met hierdie gedagtes van wat kan wees, in plaas van om weg te vlug. En alhoewel dit alles fluister en sê, draai terug, moenie, omdat Dawid koning is en almal moet doen wat hy sê, stuur hy iemand, een van sy amptenare, en laat haar haal. Laat sy kom. En hulle moet doen wat Dawid sê, want Dawid is die koning. En hier kom sy. Miskien was dit net aandete, en toe is dit miskien koffie na aandete, en dis nie genoeg vir Dawid nie, en by ouene slaap hy saam met haar, en sy gaan terug na huis toe. Sy seun Salomo sou later in Spreuke, sou hy iets van hierdie wysheid skryf, wat baie keer gebeur, wanneer dit kom by hierdie pad. Sien, die derde stap wat Dawid hier gedoen het, die pad van sonde, is dat hy 'n ontmoeting gereël. So nie net was hy op 'n plek waar hy nie moet wees nie, en hy het begin uitkyk nie, toe reël hy ontmoeting. En dis wat baie keer wat mense doen, is dat hulle is op die uitkyk vir iets, en dan beplan hulle ontmoeting, hulle beplan om iets te doen. En kan ons baie prakties raak oor dit? As jy jou in die oggende mooi aantrek, en mooi maak en grimeer, en in jou gedagtes eintlik net, jy wonder wat jou baas van dit gaan sê, meer as wat jou man van dit gaan sê, is jy besig om iets te beplan, 'n ontmoeting te beplan. As jy jou gymtyd verander, omdat jy weet daai vrou wat baie keer iets vir jou te sê het, gaan daar wees, nie omdat dit jou beter pas nie, net omdat jy weet sy daar gaan wees, dan is jy besig met hierdie. As daai meisie van skool jou op sosiale media 'n boodskap stuur, in plaas van om dit die jakkels wat sy is te blok, is jy soos, hey, hoe gaan dit met jou? Dit verder te vat, dan is jy besig met hierdie. En Salomo sou later in Spreuke sou hy iets skryf van 'n wyse man wat kyk na hierdie klomp jong ouens wat hier is en onervare ouens en sien die pad waarop hulle besig is om te loop. En dan skryf hy in Spreuke 7, hy sê ek merk onder hulle veral een onverstandige jong man, en luister baie mooi, die fokus is op onverstandig, nie jong man nie. Want hier is die fout wat baie keer ouer mense maak, soos dit is net die jong ouens wat dit sukkel met dit. Dawid was 50, in die middel 50s, amper 60. Dit gaan oor die onverstandig. En jy kan as 'n jong man onverstandig wees, of as 'n ouer man of vrou onverstandig wees. En hy sien hierdie onverstandige jong man wat oor die straathoek stap. Kyk die taal van rigting en van pad. Hy stap oor die straathoek en die pad na 'n vrou se huis toe kies. Hier is hierdie ou en hy sien hy's besig om in die rigting te gaan van hierdie vrou. En later sou hierdie vrou praat en sy so mooi woordjies sê en op die ou ende sou hy droog maak binne in hierdie. En hy is besig om oor die straathoek te stap, en hierdie jongman, die ding wat afspeel in sy kop is soos, I have the tiger, liedjie wat speel, soos, ek is die man, hier is wat ek gaan, en hierdie ou wat hier so staan, en hierdie wyse man, die liedjie wat in sy kop afspeel is Jaws, hier is moeilikheid, wat die gaan, hier kom moeilikheid. En dis presies wat hy beskryf in vers 22, kyk wat is die einde van hierdie pad, want dis die stap 4, is 'n gemors, is dinge wat net verwoesting saai. Vers 22 staan daar, hy loop dadelik agter haar aan. Sy het mooi woordjies en alles gehad. En dan gebruik hy 3 beelde om die ergtheidsgraad te verduidelik van wat hier gaan gebeur. Hy was soos 'n bees wat na die slagpale gelei word.
Hierdie bees stap maar net saam en hy gaan in hierdie paadjie af, min wetend aan die einde, is dit die einde van sy lewe en hy word afgeslag. En hy's miskien hierdie bil en hy kon altyd doen en gaan waar hy wil, maar hy's op pad na die einde toe. Gebruik hy 'n tweede beeld. Hy was soos 'n wildsbok wat in die slagyster trap en 'n pyl kloof sy hart. Hierdie bok wat loop en hy min weet en hy's besig net om te vreet hierso. Min weet en dat die ergens sit hier 'n jagter met 'n pyl en boog gereed en sy oog is op hom. En dan trap hy en hy vind homself vas en al wat hierdie jagter doen is hy skiet 'n pyl reg deur sy hart. Dis die prent wat hy skets. Dis wat gaan gebeur met hierdie jong man. 'n Derde beeld wat hy skep. Hy was soos 'n voël wat blindelings in 'n vangnet vasvlieg. Hy het nie geweet dat sy lewe verby is nie. En hier's Dawid, besig op hierdie pad te stap. En hy dink hy kan alles beheer en hy kan doen. En as hy net die wysheid gehad het, wat later neergeskryf sou word, van dit waartoe jy gaan soos 'n pyl deur jou hart wees. Dis soos 'n bees op pad slagpaal, soos 'n voël wat in hierdie net gaan vasvlieg. En dis presies wat gebeur en die boodskap kom van Batseba af terug na Dawid en soos ek is swanger. Dawid soos wel, okay, ek sal 'n plan maak, ek gaan dit bestuur en hy laat 'n man terugkom Ria van die oorlogsveld en hy het hierdie geheime afspraak met hom en hoor hoe gaan dit in die oorlog en alles. Met die hoop dat hy sal huis toe gaan vanaand en by sy vrou wees en dan is alles fyn. Maar hierdie ou weet dat hy moenie wees waar hy nie moet wees wanneer ons besig is om oorlog te doen. Hy slaap net buite. Hy het meer eer as Dawid. En Dawid hoor van hier en hy sê, okay, ek moet nog 'n plan maak en hy nooi hom weer vir ete die volgende aand en hy probeer hom dronk maak en hoop in sy dronkenskap sal hy teruggaan na sy vrou toe en hy doen dit ookie. Dawid besluit ook, hy skryf 'n brief wat hierdie era moet aflewer vir Joab. En in hierdie brief staan, sit hom aan die voorkant van die oorlog en trek dan terug. En dis presies wat gebeur. En die man van Batseba word doodgemaak in oorlog. En ons lees, toe Uria se vrou gehoor het dat haar man dood is, het sy oor hom getreur. Sy was lief vir hom. Dit was goed gewees. En nadat sy getreur het en die hele periode verby is, neem Dawid haar as sy vrou en 'n seun word gebore vir Dawid. En Dawid dink alles wat hy gedoen het is nou reg en alles is so en hy kan al sy invloed gebruik om alles toe te maak en niemand sal weet nie. Maar wat Dawid gedoen het was verkeerd in die oë van die Here, want die oë van die Here sien alles wat ons doen. En ons kan alles mooi toemaak hierso, maar die Here weet en hy sien. En hy stuur die profeet Nathan na Dawid toe. Ek hoop jy het 'n Nathan in jou lewe wat vir jou dinge sal sê as dit nie reg is nie. En Nathan gaan na Dawid toe en hy weet dalk nie lekker hoe moet hy hierdie ding, en hy begin 'n storie vir Dawid vertel en hy sê daar was hierdie man. En hierdie man het soos een skaapie gehad. Hy was nie 'n ryk man gewees nie, maar hierdie skaap was nie geberre vir Kersfees nie. Hierdie skaap was soos 'n troeteldier gewees. Hierdie skaap was deel van die huis. Almal was lief vir die skaap. Het op die banke geklim en op die beddens geslaap en almal was lief vir hom. En dan was daar hierdie ryk man wat baie skape gehad het. En eendag het hy 'n besoeker wat vir hom kom besoek. In plaas van om een van sy baie skape te slag vir die geleentheid, besluit hy gaan hierdie man wat so lief was vir sy skaap vat en hom slag en vir sy gaste gee. Natuurlik is hierdie persone gebreek geweest. En Dawid is woedend toe hy hierdie storie hoor. Soos wie sal dit doen? En hierdie ou verdien eintlik om doodgemaak te word. En Nathan kyk hom dalk diep in die oë. Miskien het hy sy vinger na hom toe gewys en sê, Dawid, is jy. Jy het dit gedoen. Deurdat jy Batseba geneem het en Uria laat doodmaak het. En toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir hom, die Here het jou sonde vergewe, jy sal nie nou sterwe nie. En dit lyk asof in hierdie vers is hierdie twee dele en dit lyk so maklik. Ek het gesondig teen die Here, ook het die Here vergewe jou. Maar wat tussenin hierdie gebeur, is daar 'n gebed van Dawid, is daar 'n gebed wat hy neergeskryf het in Psalm 51, wat iets van die nederigheid, wat iets van die opregtheid, wat iets van sy hart op tafel gesit het, en wat hy tot God gebid het. En dis waarna ek wil kyk, is dat, want hier's iets wat ons kan leer, want hier sit ons miskien vandag, miskien sit jy hier, en jy is besig om op 'n pad te gaan, en miskien is jy nodig om te hoor vandag, draai terug, jy kan nou nog omdraai. Of miskien sit jy hier en jy het reeds hierdie pad geloop en jy het reeds by stap 4 gekom wat verwoesting is en jy sit hier met 'n klomp skuldgevoel en jy sit hier met al jou sondes wat net oor en oor in jou gedagtes gaan en jy sit hier en jy hoop dat die feit dat jy vandag hiernatoe gekom het, die feit dat jy kerk toe gekom het, dat dit gaan beter maak, hierdie alles wat jy beleef.
En ek wil vir jou hierdie gebed van Dawid en die opregtheid vir jou gee en vir jou leer. Miskien is dit wat jy moet gaan bid. Miskien is die beginsels in hierdie gebed wat jy gaan moet toepas in jou lewe. En dis wat Dawid bid. Hy sê, wees my genadig, o God, in u troue liefde, wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid. En wat vir my eintlik, ek wil jy moet sien die gesindheid wat Dawid inneem. Sien die posisie van nederigheid wat hy inneem. Eintlik vers 1 en 2 skryf eintlik nog groter die nederigheid van Dawid. Dawid skryf hierdie neer en die opskrif is soos, luister, hierdie is die psalm wat ek neerskryf nadat ek droog gemaak het met Batseba, maar leer dit vir almal in die tempel dat almal dit sing. Wie van julle sal 'n lied skryf en sê, luister, hier is my sonde wat ek droog gemaak het. Hey Debbie, wil jy nie span nie asseblief dit sing dat almal weet van dit nie. Dis wat Dawid doen. En dan sê hy, wees my genadig. En hy sê, moenie my hanteer in u heiligheid of in u geregtigheid nie. Nie hanteer my in die liefde, hanteer my in die barmhartigheid. Want as jy my hanteer my in die liefde en die barmhartigheid, dan staan ek dalk nog 'n kans. Dan kan ek dalk nog leef. Dan gaan ek dalk nie sterf nie, want eintlik die Bybel sê die loon, die betaling, die verdienste van sonde is die dood. Maar as jy in die liefde en barmhartigheid aan my dink, miskien dan het ek 'n kans. So wees my genadig asseblief, o Here. Was my skoon van my skuld. Reinig my van my sonde. Hierdie sonde plak aan my vas, ek kan dit net nie wegkry nie. Asseblief verander iets in my, maak my skoon, dat ek weer kan leef, dat ek kan rein wees van hierdie ding wat aan my kleef. Dan skryf hy hierdie ding, ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Is dit nie ook waar van jou nie, en my nie? Is dit wanneer ons droog gemaak het en gesondig het, dis asof dit net oor en oor in jou gedagtes speel? Openbaring 12 praat van dat die duiwel is die aanklaer van die broederskap. Dit is asof hy die hele tyd kom en hy sê, sien jy is skuldig. Jy dink God gaan jou vergewe, maar nou het jy te ver gegaan. Sekerlik kan God jou nie vergewe nie, sekerlik. En dit is asof hy die prentjie van wat jy gedoen het die hele tyd oor en oor, soos 'n film afspeel in jou kop, en dit is soos 'n video wat jy net oor en oor sien. En jy wonder, as ek net kon, as ek net soos daai jongman wat oor die straat gestap het, net daar my teruggedraai het na 'n ander rigting toe, en jy speel af die hele tyd wat kon wees, en wat sou wees, en wat het gebeur. Net soos Dawid. Dit is altyd bewus, dit is die hele tyd hier voor my. En miskien dink hy in die hele tyd in konteks van hierdie seun van hom. Vers 6, teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg en u oordeel is regverdig. En nou kan ons sê, nee, wag 'n bietjie Dawid. Jy het nie net teen God gesondig. Jy het ook teen hierdie vrou en teen haar man gesondig. Maar sien, iets wat Dawid verstaan, is dat alles wat ons doen wat verkeerd is eintlik teen God. Hy is die eintlike een wat die standaard stel. Hy is die eintlike een wat sê hoe ons met mense te werk moet gaan. Hy is die eintlike een wat sê hoe ons moreel moet leef. Hy is die eintlike een wat die standaard stel. En wat ook al ons doen, of dit is teen ons vrou, en of dit is teen ons mense, of dit is teen ons bure, of teen ons werknemers, eintlik sondig ons teen God. En miskien as ons dit meer kan onthou, dat dis eintlik teen wie ons sondig, want baie keer dink ons aan die persoon, dis nie so erg nie. Maar as ons besef, ons oortree die lewende God, se standaard en se reëls, dan lyk dit bietjie anders. En hy sê, teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in u oë, en kyk mooi, moenie hierdie mis nie. Dawid is nie soos, oeps, ek's uitgevang nie. Dan was soos, ek het gedog, ek het dit alles, en nou is ek uitgevang, ok, ek jammer nie. Is dit nie hoe ons baie keer is nie? Nee, Dawid is net soos, dis verkeerd. U sê dis reg, ek het dit gedoen, hier's 'n gaping, ek is verkeerd. Nie van, ja maar, onthou nou net, Here, ja maar as dit nie was nie, en dis nie eintlik die tyd wat sy moes bad nie, ek glo gewoonlik daai tyd toe, en as sy maar net haar gordyne toe getrek het, en jy kan al daai goedjies uitdink, en Dawid sê soos, nee, ek is verkeerd. Dis wat belydenis is. Belydenis is ek stem saam, wat u sê is verkeerd, dis verkeerd, ek was verkeerd, en ek moet terugdraai. Dis wat hy doen. En wat ook al jy besluit, Here, is reg. As jy besluit om my tot dood toe te veroordeel, is dit reg. As jy besluit om my nie meer koning te maak, is dit reg. Wat ook al u sê, is reg. U is die soewereine God. Wat u sê, is reg. Ek was al skuldig toe ek gebore is. Met sonde belou toe my moeder swanger geword het. En eintlik wat Dawid net skryf, hy skryf van hierdie sondige natuur waarmee ons gebore word. En die enigste mense wat nie saamstem met hier nie, is mense wat nog nie kinders gehad het nie. As jy 'n kind het, dan weet jy, almal word in sonde gebore, jy leer al nie die verkeerde ding doen nie, jy leer al inteendeel die regte ding doen. Maar u verwag, en kyk baie mooi, opregtheid, diep in 'n mens se hart.
laat ek dan diep in my binneste weet, hoe U wil dat ek moet lewe. Sien, ons kan kerk toe kom, en ons kan ons hande oplig, en ons kan sing, en ons kan al die regte antwoorde gee. Maar die Here soek opregtheid. Hy soek dat ons sal own dit wat ons skuld is. Dat ons sal eerlik wees met waar ons staan. Dat ons nie sal voorgee nie. U verwag opregtheid. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Here, asseblief kom doen iets hier binne in my. Kom verander, ek kan nie meer met hierdie sonde leef nie. Kom bring my terug na waar ek was. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Is dit nie dat sonde altyd jou vreugde kom steel? En is dit dat altyd jou oortuiging kom steel? En jy kan nie net wees wie jy gewoonlik is en met die vreugde die Here dien nie. Inteendeel, jy voel skuldig en jy voel te neergedruk. En hy sê asseblief, kom herstel weer hierdie blydskap. Moet tog nie agslaan op my sondes nie. Wis al my skuld uit, asseblief Here. Verwyder hierdie skuld wat ek aangaan het. Skep vir my 'n rein hart oor God. En kyk hier, vernuwe my gees en maak my standvastig. Wat Dawid hier sê is, luister, ek wil nie net sê ek is skuldig en u sê net, okay, ek vergewe u nie. Nee, kom verander iets in my. Het is nodig dat iets in my verander. Ek en jy kan nie 'n ontmoeting hê met die lewende God en dieselfde bly nie. Ek en jy kan nie 'n ontmoeting met die genade van God hê en net dieselfde bly nie. As jy byvoorbeeld laat vir die kerk kan kom en ek wil begin preek en hier kom jy in en jy's bietjie laat en jy sê nee, sorry, 'n kar het my raak gery. Maar jou hemp is nog mooi gestryk en jou hare is mooi gekam, gaan ons almal soos wees, ek dink jy kar het jou raak gery. Want as jy deur 'n kar geraak gery het, sou jy drasties anders te gelyk het. As jy met die genade van God te doen gekry, moet jy drasties anders te lyk as voorheen. Jy kan nie dieselfde bly nie. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. En hoor mooi, dis presies wat gebeur. Wanneer ons op 'n pad begin stap, dan kom die Heilige Gees en sê, onthou, jy's besig op 'n pad, moenie hier gaan nie, moenie daar gaan nie. Maar hoe meer keer ons daai stem ignoreer, hoe meer keer ons nee sê en maar net ons eie kop volg, hoe sagter word daai stem, hoe makliker word dit net om op hierdie pad te loop en hoe dieper word die gat en hoe groter raak die gemors. En dit is asof die Heilige Gees net so ver klank is in ons eie lewe. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Laat dit weer wees soos dit was. Toe ek hierdie avontuur saam met U en die lewe saam met U. Dan sal ek oortreders leer wat U van 'n mens verwag, dat die sondaar hulle tot U sal bekeer. Dan sal ek in bediening bly, dan sal ek vir ander mense vertel van U. As ek en jy in sonde leef en skuldgevoel het, dan is daar niks in ons wat vir ander mense van Jesus wil vertel. Ons wil nie kerk kom nie, ons wil nie Bybel lees nie, ons wil nie evangelisasie is nie eens naby om vir iemand te vertel van Jesus, want ons voel skuldig daaroor. Dan sê, red my tog van my ondergang, o God, my redder. Dat ek kan jubel oor U verlossingsdaad. Ons het 'n iemand nodig om ons te red. Ek en jy kan nie genoeg doen nie. En wat Dawid sê is, kom doen vir my wat ek nie vir myself kan doen nie. Ek het iemand nodig wat my kan help met hierdie probleem. Here, gee my die woorde om U lof te verkondig. 'n Offer vra U nie, anders sou ek dit bring. 'n Brandoffer wil U nie hê nie. Here, U verwag nie dat ek nog dinge moet doen en godsdienstige aktiwiteite doen sodat dit kan gebeur nie. Dit gaan nie oor dat ek moet meer kerk toe gaan nie. Dit gaan nie dat ek moet detensie sit of dat ek myself moet net sê, ek is so sleg of en myself moet straf nie. Nee, dis nie wat U soek nie. Want Jesus het eintlik klaar alles gedoen. Die offer wat U wil hê, en kyk hier is dit, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Die Here soek nie dat ek net meer kerk toe kom sodat my sonde betaal kan word en dis hoekom ek hier is vanoggend. Nee, die Here soek 'n nederigheid en 'n verootmoediging. Sê Here, ek was verkeerd. Ek het U nodig. Kom verander iets in my. Dit alles lê tussen ek het gesondig teen die Here en Nathan wat sê die Here sal jou sonde vergewe. Jy sal nie nou sterwe nie. Met ander woorde, die Here hanteer jou in sy genade en in sy barmhartigheid. Maar Nathan was nie klaar gepraat nie. Hy sê, maar omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Here aanleiding gegee het om hom te laster, omdat jy in jou posisie as leier, omdat jy in jou posisie van groot invloed droog gemaak het en in 'n verkeerde rigting gegaan het, is daar gevolge.
Daarom sal hierdie selfde kind wat vir jou gebore is, sterwe. Op die ouene sou Dawid 4 seuns verloor as gevolg van hierdie sonde. Iets wat jy moet weet. Partykeer doen ons goed hier in hierdie lewe. En ons voel skuldig oor dit en ons gaan na die Here toe en hy vergewe dit. Maar daar's baie keer nog natuurlike gevolge wat uitspeel in hierdie lewe. En ons moet daarmee saamloop. En dit gaan deel wees van dit. Maar in God se genade het hy vir Dawid sê, luister Dawid, jy's 'n man in my hart. En ek dink deel van dit is net oor dat hy so maklik in nederigheid vergifnis gevra het. En God sê vir hom, daar sal altyd een van jou nageslag op die troon wees. En omtrent 900 jaar later sou daar 'n seun gebore word in 'n stal in Bethlehem. Immanuel, God met ons, die seun van die mens, die seun van God, Jesus Christus, uit die nageslag van Dawid. En Jesus sou groot word, en hy sou begin mense leer oor God en die hart van God, en hy sou begin wonderwerke doen om iets te demonstreer dat hy is, die beloofde Messias, die Christus, die seun van God. En na een van hierdie wonderwerke wat hy gedoen het met die skare mense, en Matteus staan daar, en die hele menigte mense was verslae en het gesê, is hy dan nie miskien die seun van Dawid nie? Later sou hy op 'n donkie in nederigheid inry in Jerusalem in. En die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het begin uitroep, prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. En 'n week wat later sou hierdie selfde Jesus verwerp word deur die leiers. En hulle sou hom tot dood veroordeel. En sou hom spoeg en dan sou hom slaan. En hy sou aan 'n kruis vasgeslaan word. Eintlik alles binne die beplanning van God die Vader. En Paulus sou vir ons skryf presies wat gebeur op daai kruis in 2 Korintiërs. Hy sê, hierdie Jesus wat nie sonde geken het nie, hy het nooit sonde gedoen nie, nooit die verkeerde ding gedoen nie, nooit op hierdie pad gegaan wat hy nie moes gaan nie. Altyd binne die wil van God geleef. Hom het God ter wille van ons, en hierdie is die 2020 vertaling op jou raamwerk is die 83, het God ter wille van ons tot sonde gemaak. En Jesus word aan die kruis my en jou sonde en Dawid se sonde. En hy word die ergste vorm van egbreek, en hy word die ergste vorm van moord, en hy word die ergste vorm van diefstal, en hy word die ergste vorm van seksuele sondes, en die ergste vorm van mense wat hulle invloed misbruik. En hy word die ergste vorm van jou sonde waaroor jy skuldig voel, en hy word die ergste vorm van my sonde aan die kruis. En God draai sy rug op hierdie Jesus, en die volle wraak en die volle straf van God kom op hierdie Jesus, en hy sterf en hy kry die oordeel wat sonde verdien. Hoekom? Sodat ons in hom, dis in iemand, die genade van God is in iemand. Dis nie geskei van dit lê nie in kerk of denominasie of doop nie, dit lê in iemand, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. Sodat wanneer God na ons kyk, hier's wat gebeur, Jesus het al jou sonde gevat, dis al wat jy kan bydra vir jou verlossing, is jou sonde. En hy het dit alles gevat op hom. En dan is dit hierdie wonderlike ruiltransaksie wat gebeur. Sy perfekte lewe, sy geregtigheid word aan jou gegee. En wanneer God die Vader na jou kyk, as jy in hom is, in Jesus, as jy hom aanvaar het as Here en Verlosser van jou lewe, as jy in hom is, wat God sien is nie jou sonde nie. Wat God sien is nie al die skuld nie. Wat God sien is die perfekte geregtigheid van God. Dis hoe God jou sien in Jesus Christus. Dis kom die Bybel sê, ons hoef nie meer skuldig te voel nie. Die sonde is betaal, dis blywend weggeneem. Efesiërs 1 sê so, deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe. Kragtens die ryke genade van God wat in Jesus is. Kolossense sê so, deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Dis aan God 'n mens. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Deur die bloed van Jesus Christus kan ons, soos Dawid sê, neem tog my sonde
weg. Dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Nie oor jou nie, nie oor my nie. Oor dit wat Jesus gedoen het vir jou en vir my en in jou plek en in my plek. So waar is jy vanoggend? Wat gaan in jou eie hart aan? Is vandag dalk vir jou waarskuwing om te hoor, die pad waarop jy gaan, lei na verwoesting. Draai terug, draai om. Is vandag dalk, het jy nodig om te hoor, jy sit dalk hier met soveel skuldgevoel oor wat jy gedoen het? Miskien wat jy nodig het is om in opregtheid vandag te kom en te sê, Here, ek is skuldig. U is reg. Ek is verkeerd. Vergewe my. Was my skoon. Miskien hy liedjie, what could take away my sin? Nothing but the blood of Jesus. En miskien jy nodig om dit voor hom neer te kom lê, in opregtheid. Nie doekies om te draai nie. Nie te sê ja maar, of as dit net, of onthou net. U is dit. En die belofte is, dat hy was jou skoon. En hy reinig jou. Witter as sneeu. Kom ons bid saam. Here, u ken elkeen se storie, u weet waar ons is. U weet wat ons ervaar en wat ons voel. U weet wat is die sonde wat ons probeer wegsteek, maar wat u sien en wat verkeerd is in u oë. Heilige Gees wil nie kom in hierdie oomblik en net die vinger op daai ding lê nie. In ons lewens. Nie omdat u kom om te veroordeel nie, maar omdat u ons liefhet. En ek wil vir jou 'n oomblik gee, wat ook al dit is, wil jy dit nie net vir die Here sê, en net van vra om jou te vergewe nie. Praat met die Here. Hy is 'n goeie Vader. Hy het jou lief, dis hoekom hy dit vir jou wys. Hy wil hê jy moet in die vryheid leef. Hy wil hê jy moet in die oorwinning leef. Hy wil hê dat jy weer die blydskap ervaar wat hy vir jou bewerk het. Gee dit vol. Sê dit vol. Here, so ons kom lê hierdie dinge voor U neer. Ons erken. Ons het teen U alleen gesondig. Ons vra vergewe ons, Here. Kom was ons skoon. Maak ons rein. Kom maak ons witter as sneeu. Help ons om weer die blydskap te ervaar. Kom vernuwe ons weer, kom verander ons, Here. Ons wil nie net skoon wees nie, ons wil verander wees. Ons wil anders leef. En help ons om tot eer van U te leef. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus.